episode van Radio Scriptura, 'n potgooi van Scriptura. 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê die hele skrif is deur God geasem. Die woord van God is voldoende om ons te onderrig in die waarheid, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte leefstyl by ons te kweek. Scriptura is daarop gemik om dit vir jou te wys. Jou gasheer vir hierdie episode is Gerard van Ryn. Daar is hy, baie welkom vir al die luisteraars wat vandag inluister. Ons is vandag weer besig met 'n episode van ons reeks Wat sê die vers? Ons is ook baie bly elke keer as ons so 'n opname kan maak, dat ons al die verskillende verstane van die teksgedeelte kan weer lê. Dat ons duidelikheid kan kry oor wat die vers wel sê en hoe dit vir ons in ons lewe ook van toepassing is, en hoe ons dit reg moet gebruik. Saam met my vandag in die ateljee is Jaco de Beer, en baie welkom Jaco. Dankie Jonker. Ek hoop ons gesels lekker saam, en ons is so 'n bietjie halfmas lyk dit my, maar ek geniet dit om saam jou te gesels. Ons praat vandag oor Kolossense 1 vers 15. Kolossense 1 vers 15, wat sê die vers? Ek gaan vir ons die vers lees, daar staan, hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. Nou, van wie word hier gepraat? As jy Kolossense 1 lees, die hele teksgedeelte, ek gaan hom nie vir ons nou lees nie, maar Paulus begin in Kolossense 1 en sê ons dank die God en Vader van ons Here Jesus Christus altyd, as ons vir julle bid, omdat hulle gehoor het van die geloof wat hulle het, en dan sê hy ook, hy herhaal het weer eintlik in vers 9, daarom hou ons ook nie op nie van die dag af wat ons het gehoor het om vir julle te bid en te vra dat julle vervul mag word met die kennis van God se wil, en sodat julle waardig voor die Here mag wandel, en dan dat dit alles die Here mag behaag, en dan sê hy daar, vers 13, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, in wie ons verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sonde. So, dit praat hier van Jesus Christus, ons Here, ons verlosser. En dan sê vers 15, hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. Nou Jaco, ek dink ons almal, baie mense weet, dat wat een van die wanopvattings ten minste is van Kolossense 1 vers 15, en dit is die Jehova getuies se verstaan van hierdie gedeelte, dat Jesus Christus nie God is nie, volgens hulle, want hierdie vers sê mos nou, hy is die eerstgeborene. Ek weet nie wat, wil jy graag reageer daarop, en of jy ander wanopvattings ook graag wil aanraak nie? Ja, ek meen, daar's twee begrippe in die vers wat nou voorkom, kernbegrippe, die beeld idee en die eerstgeborene idee. Nou, weer eens moet ons nou begin praat hierso oor gereformeerde eksegetiese en Bybelinterpretasie beginsels. Ek meen, as ons nou praat van beeld, kan ons die woord letterlik opvat. As ek praat van 'n beeld, dan sê ek vir jou, dis 'n namaaksel van die oorspronklike. As ons dit letterlik opvat soos ons dit verstaan. Eerstgeborene, as ons dit baie letterlik opvat, dan praat ons van my kind as eerstgeborene, is my eerste kind, my oudste kind. So ja, daar's iets van my in hom, maar hy is nie volledig ek nie. So dit is die letterlike, baie letterlike, biblisistiese lees van die teks. En dis wat groepe soos die Jehova getuies en selfs moslems gebruik hierdie teks om vir ons te sê, julle sê Jesus is God, maar hier sê dit duidelik, hy is maar net 'n beeld van God, en so hy is eintlik 'n profeet maar net, of hier sê julle, hy's God, maar hy's eintlik eerstgeborene, so hy's geskape. So dis as jy baie letterlik biblisisties lees, en as jy nie weer eens versie teologie toepas en jy ruk hierdie vers uit sy verband, want daar's baie ander dinge wat so eksplisiet is. So kom ek noem byvoorbeeld net, trek Hebreërs 1 parallel met die teks. Trek Johannes 1 parallel met die teks. Dan bots jou vertaling nou.
of jou interpretasie, want daar's seker nie niks duideliker as Hebreërs 1 waar God die Vader, die Seun as God, my God het met jou God gepraat. Hy adresseer die Seun as sy gelyke as God. Hy spreek maar as God aan en hy sê jy word aanbid. So, dit is so duidelik. Die teks wat daar afspeel dat Jesus God is. Selfs met Johannes 1. So daarom moet ons 'n interpretasie hier gaan soek hier wat konstant is. En ons gaan 'n bietjie daaroor oor die konteks praat. Kolossense se konteks is hier baie belangrik. Wat in Kolossense afgespeel het. Kolossense word gesê Jesus is nie genoeg nie. Kolossense is gekonfronteer met 'n Jesus plus teologie. Ja, Jesus is 'n goeie ou. Dis great om te glo, maar is nie alles nie. Daar's ander kennis buite hom wat jy kan kry, daar's ander dinge buite hom wat jy kan kry en so. Die beeldspraak wat dat Paulus hier gebruik is, en dis baie keer ons die Bybel moet verstaan, is die beeldspraak wat Jesus gebruik is geweldig eksplisiet. Om juist daai in die middel van daai situasie in te spreek en te sê Jesus is God. Dis ironie vir my nogal van die ding. Om te kon sê dat Jesus is die beeld, is om van God is om baie meer te sê as net so eenvoudig soos Jesus is God. Hy is God, maar is baie meer. Want byvoorbeeld die woord beeld, miskien gaan ek nou te ver, miskien 'n bietjie. So die wanopvattings is om daai twee tekste baie letterlik te lees, soos ek lees, beteken dit dat Jesus nou net 'n afskynsel is of 'n namaaksel is van God en dat hy geskape wese is. Dit sou die groot wanopvattings wees. Maar voor ek verder gaan in die volgende punte in, so dat ek eers hier stop. Ja, ons het nou baie interessante episode, want dit gaan maar so partymal met die Skriptura span. Ons kyk hoe kan ons tyd inrig en ons wil graag die Here dien, ons is diensbaar. En so wat nou gebeur het is Nicolas Pinaar het by ons ingeskakel, so 'n bietjie laat in die vergadering ingekom, maar ons is baie dankbaar Nick dat jy saam met ons wil gesels. Hy het 'n grap gevat uit sy preekmaak, soos predikante doen en kom net my gou deel. Ja. Ja, maar hy wil nie die wanopvattings hoor nie. Hy wil net graag luister na die waarheid. Dis absoluut so. Dit stem my rustig. Ek word eintlik net wakker wanneer ek Walia hoor in die kerk en dan is ek vies, maar vir die res van die tyd vertrou ek julle manne baie. Is lekker om julle te sien vanmôre. Skus dat ek bietjie laat is. Nee, maar dit is baie lekker om jou saam te hê. So ons gesels bietjie oor wat sê die vers Kolossense 1 vers 15, jy is wel bewus daarvan. Ons het daarom al voor die tyd gesels. Ons praat net eers bietjie oor wanopvattings van hierdie vers. Ons het klaar uitgelig dat ons praat oor onder andere die Jehova-getuies wat hierdie vers verkeerd verstaan. Jaco het ook uitgelig die moslems gebruik ook hierdie vers om te sê sien Jesus is nie die seun van God nie, hy is nie God nie. Want hy is dan die eersgeborene van die hele skepping. So ons gaan nie baie lankie op stil staan nie. Ek wil net by Jaco voeg, eintlik het nog net Jaco kans gehad om te praat. Ek wil maar net by hom voeg dat voordat ons gaan na wat word bedoel met die seun van God as die eersgeborene, wil ons net eers gou daarby stil staan. En vra hoe verstaan mense dan dus die vers verkeerd? Dit gaan, dink ek, oor daardie woord eersgeborene. Jaco het nou bietjie uitgelig oor die beeld van die onsigbare God. Ons sal net nou weer daarby stil staan wanneer ons die vers mooi uitpak. Wat word bedoel, hoe moet ons die woord eersgeborene verstaan? En ek dink, of kom ons sê eerder, hoe verstaan mense dit verkeerd, nê? Daardie woord verstaan mense as in tyd, nie, hulle verstaan dit in tyd, met ander woorde, hy is eerste van alle skepsels gebore. Skus Nick, jy wil graag iets sê. Skus, ek kom nou 'n bietjie van die kant af in, so vergewe my as ek herhaal wat ons gesê het, maar die beste teevoeter vir 'n dwaalleer is altyd om die vers voor en na dit te lees, en ek vertrou julle het die versie net na hom gelees, wat dan nog nie, ons hou ons jokerkaarte vir laaste. Nee, ek sê, kap hulle heel eerste, alle dinge mooi, is deur die eersgeborene van die skepping gemaak, so hy kan nie homself skep nie, so hy het van ewigheid, alle ewigheid af bestaan, so dit is, vergewe my as ek nou 'n knippel in die hoenderhok gooi, maar dit is baie keer nie die beste ding, lees net die versie voor en na dit, en dit sal baie dinge duidelik maak.
eintlik lei jy dit nou mooi in vir ons Niek. Ons het die vers gelees, ek het net konteks gegee oor hoe begin die gedeelte en van wie word hier gepraat, maar ons het nog nie verder gelees en ek dink dis uiters belangrik, veral vir Kolossense 1. So, veral verse 16 tot 20 maak dit baie duidelik. Ek lees vir ons vers 16, kom ons lees net weer vers 15. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eerstgeborene van die hele skepping. En dan staan daar in vers 16, want in hom, so daai want is baie belangrik. Hy gee 'n rede oor hoekom hy sê is die eerstgeborene. Want in hom is alle dinge geskape wat in die hemel en op die aarde is, wat sienlik is en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte. Alle dinge is deur hom en tot hom geskape. En hy gaan verder, en hy is voor alle dinge. In hom hou alle dinge in stand. En dan gaan hy verder aan, die luisteraars kan maar gerus verder lees. Maar ek dink dis baie belangrik wat jy, Niek, nou kry jy kans om te praat. Nee, ek het my punt gemaak. Baie dankie Jonker, is wonderlik dat jy dit beaam. So, nee, ek dink dis baie keer seker 'n frustrasie, maar as mens gewoond is om 'n vers in konteks te lees en dan val mense mond oop as jy hoor wat ouens met 'n vers maak wat nie net gewone leesreëls. Jy weet daai fout wat mense maak om te dink is die Bybel, jy weet jy speel bingo Bybel ten minste. Nee, dink ek aan sommer net 'n versie heeltemal los van absoluut alles lees en nie en nie die vloei van 'n teks in ag neem nie. Ek is baie lief vir die woord vloei of argument van 'n teks om dit raak te sien. Geen vers staan los van die argument waarin dit staan nie. Buiten miskien 'n paar van die spreuke, maar hulle staan nie los van die skrif en die verbond as konteks nie. Korrek. Jaco, wil jy? Ja, ek wil so 'n bietjie inval op die eersgeborene. Nou, weer eens, soos met baie dinge, Jesus kon en hy het eintlik gesê, ek is God, maar sonder om dit so direk te sê, het hy dinge gesê, wat meer is, as ek is God. Soos, ek het die mag om sonde te vergewe. In die Joodse verstand, was dit geweldig, hulle wil hom onmiddellik doodgooi toe hy dit sê. Toe sê hulle, want jy sê jy is God. Nou, is dieselfde wat Paulus hier sê. In die konteks van die Kolossense agtergrond, waar daar hierdie Jesus plus teologie was, waar daar gesê het, Jesus is 'n goeie alternatief, of hy is 'n redelike bron, maar daar's ander alternatiewe wat jy moet byvoeg. In daai konteks, dis nou die engele magte wat hulle aanbid het, en onthou in die Kolossense was daar hierdie idee van daar's hemelse magte soos 'n sweer rondom die aarde, wat jy amper soos die voorvadergeeste, waardeur jy moet gaan na God toe, of waarby jy ook baie dinge kan kry. So ja, jy kry baie by God, maar daar's ook hierdie geeste wat jy moet behaag ensovoorts, en wat ook baie vir jou kan doen en by jou lewe kan toevoeg. So daar's 'n rangorde idee gewees in hierdie ouens se kop, van daar's God, en daar's hierdie geeste, en daar's allerlei dinge wat ek moet behaag. En binne in daai konteks, kom sê Paulus, eersgeborene. Hy kon iets anders gesê het, maar dit was bitter belangrik dat dit in daai konteks sê. Nou daar moet ons nou 'n bietjie kyk wat die Ou Testament oor eersgeborene praat. Eersgeborene in die Ou Testamentiese konteks beteken dat jy hierdie hoof is, hierdie wat ek net my punt hier by mekaar kry. Jy is die een wat die erfgenaam is, die hoogste rang is, jy is die volle ontvanger van die heelal. So Jesus is die eersgebore in die hele skepping, hy is die een bo die hele skepping. So hier verhef Paulus hom bo alle magte en alles wat hulle ooit aan kan dink. Verhef hy hom bo dit alles as God. Hy is die uitverkore voorrang bo alles, bo die skepping. Hy is die erfgenaam van die Here, wat hom op 'n vlak van God stel. Hy is die een wat bo alles wat geskaap het. Hy is die eersgeborene bo die hele skepping, soos wat Niek van tevore belei het. Vertel het, hy kan homself nie skaap nou, soos die eersgeborene self bo dit. Nou, die idee van eersgeborene is om ook Jesus as seun van God voor te stel, wat ook natuurlik 'n kontroversiële punt is wat ouens sê, maar
dit maak hom nie God nie, maar die seun van God. Nou, weer eens moet jy verstaan, ons praat hier van 'n drie-eenheid waar binne in Jesus staan. Sonder dat hy, en ons praat hier van 'n ander woord, wat ook 'n groot woord is, gegenereer deur die Vader. Beteken nie hy's geskape deur die Vader nie, maar Jesus sou nie die status as seun van God kan hê sonder 'n Vader nie. So sy identiteit as die seun van God, wat uit die Vader uitgaan, genereer, maak hom die seun van God. Dit maak hom nie seun van God letterlik soos 'n geskape of 'n gebore wese nie. In die konteks van die eenheid beteken dit, hy is absoluut God. En as ons hier praat van die woord beeld, ons sal seker 'n bietjie nou praat, die woord beeld wat hier gebruik word is nie afskynsel of namaaksel nie, is 'n direkte uitstraling van God se heerlikheid. Jesus is die direkte uitstraling. Ek meen, Hebreërbrief praat ook daar. Hy is die direkte uitstraling van God se heerlikheid. So wat Paulus hier doen is om baie meer te sê as net Jesus is God. Nie dat daar iets meer is as Jesus is God nie, maar as jy verstaan wat ek bedoel, die taalgebruik wat hy hier gebruik, stel Jesus op 'n vlak wat alles uit die water uitslaan, uit die water uitblaas. Om by te las, Jaco, mens, dis hier die argument wat Paulus maak, en ek wil beamoen wat jy sê, oor die eersgeborene, as ons veral dink aan Ou Testamentiese erfreg, dit was 'n patriargale stelsel gewees, in die beste sin van die woord, en dit is die oudste seun, wat dan, kan ons sê, die familienaam, die familie besigheid, en natuurlik al die verantwoordelikhede van die familie op homself geneem het. So daar's ons iets daarin, as die eersgeborene is Christus, is die volle erfgenaam van die Vader, wat ons moet nie sê die plek van die Vader gaan inneem nie, want die Vader sterf nie natuurlik, maar dis iets daarvan, en dan ook as ons dink oor die persone van die drie-eenheid, ons bely in NGB 9 en 8 en 9 oor die drie-eenheid, dat ons die eienskappe van die persone onderskei, en dat die eienskap van die Vader is dat hy die oorsprong is. So hy is die een uit wie alles voortgaan, en die eienskap van die seun is juist dat hy die seun is. Hy is die een wat deur die Vader voortgebring word, en daarom verteenwoordig hy, soos wat jy gesê het, Jaco, die Vader in alles. Is hy, en dis wat Paulus hier sê, die beeld van die Vader. En dit is die heerlikheid natuurlik waarna Johannes in Johannes 1 verwys. Ons het in hom die heerlikheid van die Vader aanskou, die vleesgeworde woord van God. Hy stel God ten toon, en natuurlik die Heilige Gees, die Gees van God kom op hom neer, en die Gees van God gaan ook uit Christus uit, en so word die heerlikheid van die Vader, van die een God, deur die Seun geopenbaar. Ek wil graag reageer op julle albei se kommentare. Eers by jou aansluit, Nick, jy het gepraat van Johannes 1, is dit Johannes 1 vers 14 of is dit 12, wat praat van Jesus wat die heerlikheid van God vir ons kom openbaar. En dan wil ek ons weer na Hebreërs 1 toe bring in aansluiting daarby. En dan wil ek ook net sê, Jaco, ek dink jy het dit nou nie so bedoel net nou nie, maar jy het gesê dis nie asof hy die afskynsel of afskynsel is nie. Nou Hebreërs 1 vers 3 sê dit wel so, maar ek dink jou bedoeling was eerder hy is in wese God, nê, maar in die persoon van Jesus Christus. Maar dis nie asof hy net asof hy, jy weet, soos wat met respek gesê, nou soos wat party mense dan sê, 'n demigod of 'n half God of 'n half mens, half God nie. Hy is werklik God. En dis wat vers 3 van Hebreërs 1 sê, hy wat die afskynsel is van die heerlikheid, van die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag. So ek wil maar net dit graag genoem het, en dan weer teruggaan na die teks toe. En weer eens net gou saamvat, die wanopvattings sê, eersgeborene moet kronologies verstaan word. Met ander woorde, hy is die eerste een wat gebore is in die skepping, dit maak hom 'n skepsel. Dis nou wat die wanopvattings sê. Wat sê ons dan van
hy wat die eersgeborene is. En ek dink ons sê, en jy het dit genoem Jaco, in rang is hy die eerste. Nick het dit ook genoem en in die Ou Testament uit verwys. Ek wil graag 'n vers sommer net gee om daardeur te wys, dis nie altyd die oudste nie. Die meeste, dis veronderstel om so te wees, die eerste een wat gebore is, maar dis nie altyd nie. Ek kan nou nie onthou, wat is die voorbeeld, wat is dit Jakob en Esau, nê? Waar ons dit andersom sien in Genesis, maar ek lees in Psalm 89 vers 28, ja, ek sal hom 'n eersgeborene maak, nou daaroor ons het weer die woord, die hoogste onder die konings van die aarde. So, nou gaan dit nie oor die eerste nie, nou gaan dit oor die hoogste. So dit gaan definitief oor jou rang en jou status, en die konteks van Kolossense 1 bevestig dit, want hy is nie 'n skepsel nie, die skepping is in hom en deur hom gemaak, alle dinge hou in hom stand. En dan gaan die teksgedeelte natuurlik verder. Ek dink ons moet ook daarop let dat hierdie waarskynlik 'n lied was, nê? 'n lied wat Christus se heerlikheid besing, amper soos in Hebreërs 1. Nou goed, dan bring dit my by die laaste punt. As julle niks verder wil sê oor wat word bedoel met die eersgeborene nie, dan vra ons dan nou eintlik, maar as ons die teks nie op die verkeerde manier moet verstaan nie, en ons hoor wat die teksgedeelte beteken, wat beteken die teksgedeelte dan vir ons vandag? Wat kan ons maak? Wat behoort ons van hierdie teksgedeelte te maak? Hoe moet ons dit verstaan dan in ons lewens? Wat wil dit vir ons verkondig, met ander woorde? Nick? Ons glo nie in toeval nie, maar ek is tans besig om die NGB te preek, so leerprediking, en ek is juist by die 3-eenheid besig, waar die fokus op die wesenseenheid van die persone van God. En ek dink wat wonderlik hierin na vore kom, is ons sien ook hier die wonderlike feit dat ons Here Jesus Christus is ook ons skepper. Dis nie net die Vader nie, dit is jou verlosser, jou saligmaker, die een wat nader aan jou is as 'n broer, wat ook hier jou persoonlik geskep het, wat ook jou herskepping bewerk, wat jou in die heerlikmaking sal vervolmaak, sodat hy alle lof en eer en aanbidding vir juis daardie werk sal kry. So dit is, hierso is 'n sterk fokus, dink ek, om ons as gelowiges die Here Jesus Christus as ware God te aanbid. Jaco, wil jy reageer? Ja, by Nick kan bylas en ook 'n bietjie gesels oor wat beteken dit vir ons. Beteken dat Jesus maak God aan ons bekend. Jesus maak die onsigbare God aan ons bekend. Toe hy gesê het, as julle my sien, sien julle die Vader, dat hy presies vir ons gesê het wat hierdie vers vir ons sê. Hy is nie 'n weerkaatsing van God nie, maar die volmaakte uitdrukking, die perfekte uitdrukking, die direkte uitdrukking van God se gewese. Hy is God in sigbare menslike vorm, die vlees geworde, wat Johannes 1 vir ons vertel. En hy is nie 'n kopie nie. Hy is nie net 'n verteenwoordiger of 'n profeet nie. Hy is die seun van God, een in wese en een in wil in die drie-eenheid met sy Vader en die Gees. En hy is die een wat God aan ons openbaar, en by hom vind ons alles wat God vir ons bewerk het, deurdat hy vir ons aan die kruis gesterf het en opgestaan het. Met eersgeborene skepping beteken dit vir ons, is belangrik dat ons hier hoor, eersgeborene uit die dode ook. Hy is die eersgeborene in die herskepping. Hy is die een wat vir ons 'n ware nuwe lewe kom gee. Daar's geen ander bron nie van lewe nie. In Kolossense moes die mense gemislei om lewe op ander plekke ook te gaan soek. Ja, Jesus gee lewe, maar weet jy wat, daar's nog 'n volhuis lewe wat by kan voeg, wat jy kan op ander plekke kry. Nee, dis nie waar nie. Jesus is die eersgeborene uit die dode. Hy is die een wat die herskepping gee, onderhou, vervul en ons daagliks met die volheid van God vervul. Ons kry dit by hom. Dit gaan ook in Kolossense 2 gaan verder met die ding waar hy sê
Hy is die volheid van God en julle het die deel in hierdie volheid in hom. So dit is die groot punt wat Paulus hier probeer maak het. As ons Kolossense 2 gaan lees, daai eerste klomp verse van Kolossense 2 maak hierdie punt ook baie sterk duidelik. Dat by hom kry ons alles. Dis wat hierdie gedeelte beteken as dit praat van beeld en van eersgeborene. Ons moet alleen na hom kyk. Hy is die rangorde bo alles. Hy is God. Hy en sy Vader en die Heilige Gees is een in wese en een in wil. Hy is nie in minder rangorde as God nie. Hy vervul ons met die volheid van God. By hom kry ons die ware lewe en sal ons ook eendag volkome deel in die ware lewe. Ja. Om ons wat in die lief is vir die psalms, sing vrolik, hef die stem na bowe, sing Psalm 33 en dan sing die derde vers. Daar's 'n wonderlike openbaring van die drie-eenheid van God in die skepingswerk. Die tweede gedeelte van die vers sing, in sy alvermoë het hy hemelbo deur sy woord gestig, dis deur Christus, en deur sy gees, die Heilige Gees, 'n ganse leerskaar van glanse, skitterend aanlaatlig. So net weer Christus is die een wat alles geskep het, wat alles tot lof van sy heerlikheid geskep het. Elke boom, elke grashalm, elke brander, selfs Hermanus is deur die Here geskep in sy pragt. En alles sal deur hom herskep word. Hy het nie hierdie skepping na die sondeval aan dit self oorgelaat nie. Nee, hy het die Here het nie net kom wandel in die tuin nie, maar hy het sy seun gestuur, sodat hierdie skepping wat smag van verlange om te sien wie die eersgeborenes van die Here is, om alles te herskep in 'n groter skoonheid en pragt as wat ons onsself ooit sal kan indink, om die Here ewig te loof in Christus, deur Christus, tot lof van die Vader, en dit is die Gees wat ons daarin voortgaan. So dit is, hierdie gedeelte moet ons laat loof, die wonder van ons Here. Ja, jy is heeltemal reg. Ek wil nie herhaal wat jy altyd gesê het nie. Ek dink wel, ons moet net, ek sal een van die dinge uitlig wat ek graag die luisteraars mee ook wil los. Die term eersgeborene is dus onlosmaaklik deel van verbond en koninkryk en erfgenaam, is die woord waarna ek soek. Ons is erfgename in en deur Jesus Christus. So die teksgedeelte self maak ook die toepassing dat, omdat hy die eerste is hy die hoof van die liggaam. En is hy dus ons koning wat ons regeer, maar in hom is ons ook erfgename. In hom is alle dinge ontstaan, aan dinge word alle dinge onderhou. So dis maar waarby ek die toepassing wil laat volstaan, nee. Hierdie teksgedeelte, soos Nick sê, roep ons op om Christus te verheerlik in ons sang en lied, want hy is die een wat ons onderhou. Deur hom het ons toegang tot die Vader. Enige laaste gedagtes van julle? Jaco? Ja, ek dink miskien kan ek net in daai laaste gedeelte uit Kolossense 2, in hom is die volheid van God beliggaam. So daar's niks minder in Jesus wat nie God is nie. En hy is ons Here en ons hoof en hy is die een by wie ons alles kry wat ons nodig het vir hierdie godvrugtige lewe. Hy is God. Die skrif se groot roepstem in die Nuwe Testament veral en net so vanuit die Ou Testament, hy is God. Hy het gekom om God te openbaar, want hy is die seun van God, hy is God, hy is die tweede persoon in hierdie heilige drie-eenheid, wat een in wil en een in wese met die Vader is. Dis belangrik, dis hoe ons dit bely in ons belydenisskrifte. Daar's nie twee wille in God nie, daar's nie twee wesens in God nie, daar's nie twee beelde in God waarvan Jesus 'n mindere verteenwoordig nie. Daar's een wil en wese, en dit is wat Jesus God maak. Hy is God saam met sy Vader en saam met die Gees. Ja. Ek sal afsluit deur te sê, die teksgedeelte het begin om te sê, ons dank God die Vader van ons Here Jesus Christus altyd, wanneer ons vir julle bid, omdat ons die geloof in julle sien vir Jesus Christus en vir julle liefde tot al die heiliges, en so sluit hy ook af, omdat Christus ons hoof is, wat ons met God versoen het, die eersgeborene wat weer vir ons die ewige lewe gee, sê hy,
dat ons in hierdie geloof moet bly vas staan en dat ons heilig en sonder gebrek en onberispelik voor hom gestel word sodat ons eintlik hom mag dien. So mag ons elkeen hom dan ook dien met al ons tyd wat hy vir ons gee. Baie dankie dat julle saam geluister het na hierdie episode van Wat sê die vers, Kolossense 1 vers 15. Gesels gerus saam met ons op ons platforms. Soos ek ook 'n vorige keer gesê het, ons kry nie altyd die geleentheid om almal terug te antwoord nie, maar julle gesprekke is vir ons ook belangrik en ons wil graag reageer daarop. So gesels gerus saam. Baie dankie, lekker dag.